gemengde bewerkings met heelgetalle. Ons praat hier van somme waar daar meer as een bewerking in een uitdrukking of getalsin gedoen moet word. Daar is 'n paar dinge wat jy goed moet ken voordat jy dit kan doen. Die eerste is die volgorde van bewerkings. Jy volg altyd die reëls van die volgorde van bewerkings. Hakkies, eksponente en wortels, van, maal en deel en plus en minus. Jy moet die reëls van negatiewe getalle baie goed ken en weet om dit toe te pas. Hoe werk optel en aftrek en wat kry jy as 'n negatiewe en positiewe getalle maal en deel? Jy moet jou eksponente wette goed ken en weet hoe en waar om hulle te gebruik en weet ook wat is die voorwaardes voordat jy die wette kan toepas. Die eerste wet van vermenigvuldiging, die wet 2 deel en wet 3 verhef 'n mag tot 'n mag. Negatiewe getalle verhef tot 'n mag. En hoe om negatiewe getalle en wortels uit te werk. Daar's ook ander reëls wat nie hier genoem word nie, wat jy ook moet ken, soos byvoorbeeld, wat is iets tot die mag 0? Dit is baie belangrik dat jy jou stappe neerskryf. Dit help baie om nie die mekaar te raak met wat het jy klaar gedoen, wat moet jy nog doen nie, en so aan. Dit is waar die meeste foute insluip. Wanneer jy nie jou stappe doen nie en sommer alles gelyk wil bereken. En onthou, jy kry gewoonlik punte vir jou stappe. Ons gaan gou een voorbeeld uitwerk. Minus 2 in hakkies tot die mag 3 maal die derde magswortel van minus 48 minus 16 plus 3 tot die mag 5 gedeel deur 3 tot die mag 3. Sjoe, ek wil sommer weghardloop, dit lyk verskriklik. Maar wat sê die volgorde van bewerking vir ons? Waarmee begin ons? Ons begin altyd met hakkies. Hier is minus 2 alles verhef tot die mag 3 in hakkies. So wat pas ons toe? 'n minus tot 'n onewig mag gee 'n negatiewe antwoord. 2 tot die mag 3 beteken 2 maal 2 maal 2 en dit is 8. Minus 2 verhef tot die mag 3 is minus 8. En ons skryf die res van die vraag sommer net weer so oor. Wat is die volgorde van bewerking? Wat moet ons volgende doen? Daar's nie meer hakkies nie en ons orde is wortels en magte. En ons het meer as een, so ons begin van die linkerkant af. Hier in die derde magswortel. Minus 48, minus 16. Ons moet eers hierdie som doen voordat ons die wortel kan uitwerk. 2 negatiewe getalle wat by mekaar getel word en die antwoord is die derde magswortel van 64. Ons skryf weer die hele vraag net so oor. Nou kan ons die wortel uitwerk. Dit is die derde magswortel van 'n negatiewe getal en dit gee vir ons 'n negatiewe antwoord, minus iets. En kan jy onthou wat ons 3 keer met mekaar moet maal om by 64 uit te kom? Dit is 4. 4 maal 4 is 16 en 16 maal 4 is 64. Die antwoord is minus 4. Ons skryf weer die vraag net so oor. Wat is die volgende stap? Ons het nog eksponente. 3 tot die mag 5 gedeel deur 3 tot die mag 3. Watse wet kan jy toepas? Die deelwet sê dat as die grondtalle dieselfde is, trek ons net die eksponente af. Albei se grondtalle is 3, so ons kan aftrek. 5 minus 3 is 2. Die antwoord 3 tot die mag 2. Ons skryf die sin weer oor. Ons skryf gou 'n bietjie in plek te maak. Wat is die volgende bewerking? Ons het steeds 'n eksponent en ons kan dit uitwerk. 3 tot die mag 2 beteken 3 maal 3 en dit is 9. Ons skryf net weer alles oor. Daar is nie meer eksponente en wortels nie. Wat is die volgorde van bewerking? Die volgende orde sê vir ons maal. Minus 8 maal minus 4. Wat sê maal se reëls oor negatiewe getalle? As ons tekens dieselfde is die antwoord positief. 'n minus maal 'n minus gee 'n plus. 8 maal 4 is 32. Nou is daar nog net een bewerking oor, ons tel 9 by.
Die antwoord is 41. Sien jy dat dit beter is om elke keer net een stap op 'n slag te bereken en neer te skryf? Wanneer daar meer as een bewerking is, moet jy kop hou. En as jy dalk in die middel van die som onderbreek word, kan jy dalk vergeet wat jy al gedoen het. Oefen, oefen en oefen hierdie gemengde bewerkings. Dit is soos 'n speletjie waarvan jy die reëls moet ken, en as jy hulle ken en kan toepas, raak hierdie speletjie sommer baie lekker.